om u te oortuig nie. Ek kom nie na u toe met my eie opinie nie. Ek kom nie na u toe met my eie interpretasies nie. Ek kom na u toe, want ek het 'n boodskap vir u uit die hart van my Vader Skepper. En hier sit manne rondom hierdie tafel, met wie ek al probeer kontak maak het vanaf 2006. Die mense ignoreer my. Ek het e-poste vir VVK-manne gestuur. Ek was betrokke by Boerevryheid. Boerevryheid het so ver gegaan, hulle het my geblok. Hulle het die mond van Vader Skepper gestop. En het God agter geslote deure gesit. En ek profeteer vanmôre vir julle, vir die hele raad van Boerevryheid, omdat julle Vader Skepper minag en hom agter geslote deure gesit het, daarom sal hy nie na julle luister nie. En wanneer julle roep, sal hy julle nie hoor nie. Want ons God is 'n heilige God. En ons mense kan hom nie net gebruik wanneer hulle wil nie. Hoor dan, en let op. As julle van die Boerevryheid komitee julle sake met Vader Skepper regmaak, en hom agter die geslote deure uithaal, sodat hy weer die woord vir die mense wat honger het, kan bring, dan sal hy weer na julle luister. Andersins sal hy julle vorentoe raak sien, en hy sal hoor wat sal uitkom uit die boodskap uit. Die tema al het gevra om net 10 minute te praat, ek gaan dit baie vinnig doen. Maar u sal vanmôre sien, die wonderwerk van ons hemelse Vader, en dat hy leef, en dat hy bemoeienis met ons wil maak, en hierdie vloek van verdeeldheid moet gebreek word. Want dit is 'n gruwel in Vader Skepper se oog. En hierdie manne wat vanmôre om hierdie tafel sit, sal 'n besluit moet neem, of hulle in die juk van ons verlosser, Yeshua Messiah, wil inkom, en aan die een wa wil trek, vir ons koning, om gereed te maak vir sy koms. Met die deel oor openbaring en visioene, as ek 'n persoonlike gesprek wat Vader met my deel oor die afgelope 20 jaar, spesifiek net vir hierdie boerevolk. En een van die belangrikste, wat dan die mees ernstige betrekking het, veral en meer spesifiek oor die eindtyd gebeure, wat op ons deurpos lê en wag. En nou moet jy mooi luister, as jy kan jy omdraai, ek het dit daar op die skerm. Gedurende November 1986, op die kop 2 maak Vader Skepper my wakker. En ek is so vol van die Gees, en ek staan op, vat my Bybel, en ek stap sitkamer toe. En daar het Vader met my gedeel vir 4 ure 40 minute, wat hy persoonlik met my gepraat het, wat ek sy stem gehoor het, soos julle my stem nou hoor, en met my gedeel het. Nou, hy het baie dinge met my gedeel, maar een van die belangrikste is punt B, hoe Vader my geopenbaar het, wat hy met die volk gemaak, en nou moet jy onthou hierdie persoonlijke 2 gesprek tussen my en Vader het in November 86 gebeur. En hy sê vir my, omdat hierdie volk al rug op my gedraai het, wederstrewig is en weier om na my terug te keer, daarom sal ek hulle oorgee aan 'n harde nasie, en hulle sal hulle beroof en doodmaak daarlank. En vriende, u wat hier sit, geliefdes, wie kan stry vanmôre? Daai profesie en die openbaring wat Vader my gegee het reeds in 87 in vervulling gekom. En hoeveel van ons boeregenote is nie vermoor nie. En toe ek daar die boodskap van Vader gekry het, het dit my verskriklik laat huil. Ek het trane gestort, immers vol trane voor Vader. Ek het die boodskap probeer uitkry by die mense, maar allemaal maak toe. Allemaal maak toe, want hulle wil nie meer luister na God nie, want die lewe en die plesier, genot van hierdie wêreld, is te veel. En dan 'n tweede openbaring, wat gepaard gaan met dit, is 'n visioen wat hy in 1987 van my gewys het. Ek lê die oggend, omstreeks 5:30, nog in die bed, maar ek is besig met Vader. En skielik ruk hy my weg in my gesig, en ek wil hê jy moet nou, soos wat ek hierdie paar dinge noem, dit memoriseer, want dit is baie belangrik, jy sal sien op die einde, wat gaan gebeur. Hy ruk my weg in die gesig, en in die hemelruim, sien ek baie groot in die boogvorm 1987. En Vader sê vir my, sien jy dit? Ek sê, ja Here, ek sien dit. Hy sê, let op, die laaste syfer in die getal is 7, die volmaakte getal van God, en die tweede laaste syfer in die getal is 8, die ultra volmaakte getal van God. En hy sê vir my,
1987 sal die laaste jaar wees van die volmaakte wil van God met betrekking tot die wêreld. Hy sê vir my, 1987 is die laaste jaar van God met betrekking tot die wêreld. Gaan ons verder en onmiddellik verander daai gesig. In 1988, net so groot, maar in bloedrooi met bloeddruppels in. En hy sê vir my, weer sien dit? Ek sê, ja Here, ek sien dit. Hy sê, let op! Altyd die laaste syfers in die getal is 8. Wat staan vir die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, my seun Jesus Christus. 1988 sal die jaar wees vir my seun Jesus Christus om te begin om op te tree. En weet jy hoe val Vader dit met my aan? Desember 1988 sit ek die aand in TV nuus kyk en ons besig met Pik Botha, en ondervra vir Pik Botha. Die Heilige Gees ruk my die stoel uit en hy sit my so op my voete neer. Dit is asof ek met 'n verskriklike spoed uit die stoel druk my so op my voete neersit en ek is soos 'n vuurbal van die Gees. Vader sê vir my, gaan kamer toe. Maak jou Bybel oop en lees. Ek gaan toe kamer toe. Maak die Bybel op Jesaja 18. En ek gaan nou nie die hele Jesaja 18 met die deel nie, want dit is 'n bietjie lank. Maar wat baie belangrik is, hoe Vader die visioen van 87 aan my bevestig deur Jesaja 18. Want hy sê in Jesaja 18 vers 4, want so het die Here vir my gesê, ek wag rustig en aanskou uit my woonplek soos glinsterende hitte bo die sonlig, soos 'n duiwolk in die hitte van die oestyd. Want Vader het ons vir my gesê, in 87 is dit die laaste jaar. 88 gaan hy oorgee aan sy seun. En wat gebeur nou? In Desember 88, bevestig hy dit in my met Jesaja 18, hy sê ek sit rustig en agteroor en aanskou die woelinge. Wat gebeur toe nou? Vers 5 bevestig wat hy vir my in November 86 gesê het. Hy sê, want voor die oes, weet jy wat sê oes, wat beteken die oes? Dis wanneer Vader se seun gaan kom om sy kinders te versamel. Nou voor daai oes kom, wanneer die kinders versamel word, sê hy, as die bloeisel volgroeid is en die blomme ryp druiwekorrel word, sal hy die ranke afsny met snoeimesse en die lote wegkap. Nou ons volkie is deel van die druiwestok en reeds sê hy dat hy bevestig dit in my met Jesaja 18. Nou hoeveel van die ranke en lote is afgesny en weggekap? Duisende. Die wat hier sit, moet dit erken. Ons weet dit. Duisende is afgekap. Hoekom? Hoekom is hulle afgekap? Openbaring 86 het Vader vir my gesê, hierdie volk is weer 'n strewe gaan weier om na my toe terug te kom. Nou, ek bid toe oor Jesaja 18. Vader praat nie met my nie. Na lang gebed en op my knieë. Toe sê hy vir my, Jesaja 18 begin nou in vervulling tree en dit sal duur tot die eindtyd toe. Nou die vierde openbaring, en hier kom ons by die belangrikste vir u wat hier sit en vir my en vir ons volk. Die oggend van die 1 September 2009 is ek besig in die Koopman kombuis, loop jy nou weer en ek is besig met Vader, ek bid. Volgende oomblik praat hy met my en hy sê, gaan lees Josua 1 vers 11. En Josua 1 vers 11 sê, gaan die laar deur en gee die volk bevel en sê, maak vir julle padkos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land in besit te neem. Nou moet jy daai datum baie mooi memoriseer. Die 1 September 2009 gee Vader my hierdie skrif. En wat so belangrik is by hierdie skrif, op die oggend van die 11de Oktober, terwyl ek in die diens is, praat die Gees van Vader weer met my en hy sê, gaan skryf by daai skrif by, van Josua 1 vers 11, dit is 3 profetiese dae. Nou ek weet nie of u weet wat is 'n profetiese dag is, hier iemand wat weet, en iemand vir my sê, Rian, profetiese dag is 1 jaar, nou 3 profetiese dae is 3 jaar, nou moet jy onthou op die 1 September, het hy my die opdracht gegee om Josua 1 vers 11 te lees, en op die 11 Oktober sê hy vir my, dit is 3 profetiese dae, soos 3 jaar, wat hierdie volk tyd het om geestelik hulle kos en hulle siele te kry en reg te maak vir wat kom vir hierdie volk. En baie belangrik, ek het dit nou nie hierby nie, op die 18 Oktober, ek sien ek het dit daaronder, en op die 18 Oktober, weer 'n sondagoggend,
Toe kom die Gees van Vader weer by my en hy sê vir my, ek moet daai oorskot 12 maandjies ook by Josua 1 vers 11 gaan byskryf, 12 maandjies. Nou, moet jy let wat gaan gebeur. Van die 1 September 2009 het hierdie volk 3 profetiese dae oor om hulle reg te kry. Want op 31 Augustus 2012 is daai 3 profetiese dae verby. En dan gaan die dinge begin gebeur. Vader het nog nie vir my presies gesê wat gaan gebeur nie. Maar die gaan dinge gebeur, want hy het ons 3 jaar kans gegee. En hy het dit bevestig met ander skrifte. Maar kom ons gaan aan na die 5de openbaring toe. As jy kyk na die stoel, aan die ander kant sien jy daar 'n bord met versmelte materiaal. Dis my besigheid, 'n grassteier besigheid wat op die 6de Desember 1993 tot as toe verbrand het. En daar het niks in die winkel oorgebly nie, behalwe 2 brandweerwaantjies. Verder was alles versmelt en verbrand. Daar is die waantjie, kan jy sien, ek het hom ongelukkig, het ek hom nou vanmorgen by die huis vergeet, ek moes hom ook saamgebring het, dat jy dit met die eie oë kan sien. Nou, as jy dink die temperatuur en die hitte in daardie gebou, kan jy dink dat daar 2 sulke waantjies sou oorbly, ongeskonde. Onmoontlik. Maar daar het 'n groot wonderwerk in daardie ramp wat my getref het plaasgevind, waarin ons Vader Skepper 'n boodskap vir my in bewaring gebring het, en nou aan my verder geopenbaar het hierdie afgelope 3 weke, wat as julle weet, huil ek dag en nag voor sy voet en stort trane vir ons volk en vir hierdie vloek van verdeeldheid. En God gaan het breek. En dit moet vandag hier begin. Hier by julle rondom hierdie tafel. En dan gaan ek vir julle sê, wat Vader aan my gesê het, vir die manne wat hier is. Wat gedoen moet word, hoekom dit gedoen moet word, en die wat nie hulle samewerking wil gee nie. En hier is nie grappies nie. Dit is baie ernstig. En ek wil hê jy moet waarneem. Want wat ek hier sê ek op grond van Vader wat dit met my gespreek het. Daar het ek 'n foto aan gebring, kan jy sien hier in die regterkant, jou onder is die kartonkassie, waar die een waantjie in was, en die ander kartonkassie het ek in my hand, met die een waantjie in my hand, tussen daai verwronge gesmelte materiaal. En weet jy, daai kartonkassie soos hulle daar uitgekom het, was eens geskroei nie. Maar ek gaan jy vertel wat gebeur het. Nou daar kan jy nou sien, die waantjie wat ek 'n foto geneem het by dit. Nou die 11 Oktober, die aand, staan ek voor daardie gesmelte goed in my kamer omtrent 10 uur die aand. En dis hier waar die boodskap vir jy nou inkom. En ek wil hê jy moet baie mooi luister. Want dis nie ek wat dit vir jy sê nie. Kyk by my verby. Dit kom uit Vader Skepper se hart uit. Hy sê daai aand vir my, hy sê soos ek Daniël en sy vriende in die vuuroond bewaar het, so het ek daai engel opdrag gegee om sy 2 hande oor daai 2 geskenkies te hou, dat dit niks sal oorkom nie. Hy sê, maar vanavond sê ek vir jou, dat ek gaan hierdie volk van my in die vuuroond inbring. En hy maak 'n belofte in my, hy sê vir hierdie volk, dat hulle wat my uit 'n rein hart dien, my in gees en waarheid aanbid, met volharding tot die einde toe, beloof ek jou, dat wanneer hulle uit hierdie verskrikking en hierdie vuur en die smeltkroes inkom, dat nie een haar van hulle hoof sal skroei nie. Dan wil ek vir u om hierdie tafel vra, is u gereed, wil u in daardie oorblyfsel wees, met daai belofte van Vader, dat nie een haar van jou hoof sal skroei nie? Wat sê u? Dis 'n saak verhoor om uit te maak. Want, hy sê vir my, die volk is ongehoorsaam, hulle weier om na my terug te keer. Maar in hierdie tydperk, sal die wat nog steeds weier nie na my terug wil kom, die sal ek hulle van hulle materialisme stroop. En as hulle nog weier, hulle kom nie terug en ek sluit die deur, dan gaan ek hulle wat nie teruggestuur met die swaard uitroei. En met hulle, wat in sy kamp is, wat om so gees en waarheid dien, sal die belofte dat geen haar van hulle hoof sal skroei nie. En nou kom ons by die groot saak. Vrydag aand, die 28ste Oktober, deel Vader vir die eerste keer weer met my, en ek gaan dit vir u noem, want so waar is ek leef, Vader hoor my, en die Gees van God is my getuie,
ek sal nie 'n kompromie ingaan. Met niks! Want hy het my geroep om sonder kompromie die woord suiwer uit te dra. En die aand van die 28ste Oktober deel hy met my. En hy haal die sluier van my oog af en ek kyk na die gesmelte stuk. En ek bly na die bord kyk. As hy daar op die skerm ook is bietjie lig. En hy maak my oog oop, kyk heel links. As 'n grasnyer, is 'n hele bakwerk. Die aluminium chassis, wat gesmeld het. Wat sien hy dan? Net 'n gesmelte vorm. Hier maak Vader my oog oop, en hy deel met my. En hy sê vir my, dit sal die land van my volk wees, na die verskrikking verby is, en die aarde verander is, deur die geweldige aardbewing wat kom. En ek gaan onmiddellik kantoor toe, en ek maak die foto oop, en ek gaan op Google Map, en ek trek die kaart van Suid-Afrika, en ek sit hom nou op, weet jy, hy pas perfect op mekaar. Kan julle sien 'n wonderbare skepper? En ek gaan julle sê, wat deel hy met my verlede Woensdag, hoekom hy dit gedoen het. En ek kyk na die kaart, as jy nou kyk, hoe elke punt van die land Suidland daar steek, maar as jy kyk na die gesmelte materiaal, na die verskriklike aardbewing, is die Weskusse gedeelte weg, Kaapstad self onder by die Puntse gedeelte weg, hy het 'n uithang gemaak daar aan die regterkant met 'n voet, en dan die twee hoek aan die ander kant, aan die Ooskus is 'n gedeelte weg, en hy lê presies tot bo op die ewenaar. En toe Vader het my deel, toe bel ek Adrian stem, en ek sê van, hoor jy, het sien my nie geprofeteer, tot waar die boereland sal gaan, hy sê nou, tot by die ewenaar, en weet nie, daar sak ek weer, en ek huil voor Vader, want hier kom hy in hierdie verskriklike ramp, gee die engel opdrag om die twee bankies te beskerm, wat u self met die eie oë sien, 'n goddelike wonderwerk, maar die groter wonderwerk, en dit is, terwyl hy machine smelt en het vloei, kom hy en hy sit sy hand in en hy vorm die suidpunt van Afrika, Suidland, vir sy volk in voorbereiding hoe dit gaan lyk. En daar kan hy dit met die eie oë sien en aanskou. Ek vat toe die aardbol het ek daar die Woensdag aand. En weet jy wat so wonderwerk gebeur nog in dit? My dogter Annelie het sonder my wete, sonder my kennisnaam, het sy daai materiale en hy stuk in die winkel gaan haal. Ek het opdrag gegee dat alles vernietig moet word. En sy het dit gehaal, en sy het dit op hierdie bord gemonteer, en maande daarna roep sy my sê, pa, kom kyk wat het ek vir pa gemaakt. En ek kom en ek sê, hey, dankie my kind. Nou wil ek hê, jy moet mooi kyk en let, hoe Vader se hand in die saak was. En ek sit die Woensdag aan, sit ek op die bank en ek kyk daarna, maar nou kan jy sien, as jy kyk na die bal daar, en sy grade breedte, perfect, het Vader haar hand gevat en hy gesmelte Suidland, in die grade gesit waar die aardbol is. Perfect, ek het nou dit uitgemeet. Ek het dit uitgemeet met die ewenaar. Ek het dit uitgemeet met die aardbol. Perfect nie, en haar breedte is dit uit nie. Het hy haar hand gevat en het daarop gesit. Daar het ek nou 'n ander foto met die aardbol wat wys dat dit presies in die grade is, en die Suidland van Google Map het ek het afgetrek op die linkerkant, en u sien dit met die eie oë. Ek het 'n boodskap vir u. Ek wil hê jy moet mooi luister. Alle leiers van alle organisasies en politieke partye het 'n keuse om te maak. Vader het nie verniet vir my die deur oopgemaak om vanmôre hierdie boodskap vir u te bring nie. En ek wil u waarsku, die hart van Vader uit, hy het u so lief. Hy het u so lief. Maar vanmôre moet u as volksgenote ontslae raak van alle organisasies en name, en hier hande vat en sê, ons staan op. Ons gaan nou saam werk vir ons volk, tot eer van sy grote naam. Want die tyd is min. En my gees is ek gedryf. En ek het 'n verwagting in my hart, ons het net 5 maande oor voordat dinge gaan gebeur. Wat is u besluit vanmôre? Is u bereid om alles op sy te skuif? En te sê,
Ons sit ons hande aan mekaar, ons vat hande. Ons vergeet van gister en eergister. Skryf dit uit, vergeet dit. En nou gaan ons onsself diensbaar stel en beskikbaar stel aan ons Vader, sodat hy ons lei in alle waarheid en geregtigheid om ons volkie weer opgelig te kry. En onthou wat hy vir my gesê het, die wat weier en wederstrewig is, gaan hy met die swaard uithaal. Nee, ek wil dit vir u sê. U het 'n keuse vanmôre. 'n Vader gaan u nie dwing nie. Hy gaan nie in Engels stuur om nie in die hare en die kort kuif te vat en te skat en sê, nou moet jy nie. Jy moet dit gewillig doen. Maar met die waarskuwing dat die wat dit nie wil doen nie, gaan hy met die swaard uitroei. En dit kom nie uit my mond uit nie, dit kom uit Vader se mond uit. En ek waarsku julle vanmôre. Die wat nie wil luister en nie wil hoor en wil doen wat Vader se wil is nie, gaan hy roer. Want hy gaan nie deursnyt soos hy Noag se ark se deur gesnyt het. En die wat buite is, kan aanhardloop, dit sal te laat wees. Hy gaan nie meer hoor nie. Ons het nou die welaangename tyd. Weet jy wat moet die volk nou doen? Vader het sy plan vir my uiteengesit. Daar's nie tyd nie, ek gaan dit nie nou met u bespreek nie. U sal met reël vir 'n ander vergadering laat ek stipuleer wat Vader se plan is vir hierdie volk, wat die manne moet doen. Al wat ek vir u vra, ek vra u asseblief in die mooi naam van ons verlosser, maak 'n keuse. Maak die regte keuse. Want as jy nie die regte keuse maak nie, en jy vind te laat uit, jy het nie die regte keuse gemaak, jy gaan dit te laat wees. Dan gaan dit heeltemal te laat wees, maak nou die keuse. Ek het so baie met u te deel, maar ek wil net hê jy moet kyk na hierdie grootse wonderwerk. Wat kom uit Vader se hart, wat u met die eie oë kan sien en aanskou. Hy maak nie 'n fout nie. Hy, kyk vir my. Mag die liefde van God ons Vader, jou onderskraag en steun. Want ek weet, dat jy weet nie, dat Vader jou getrek het, sonder kompromie, en jou reeds begin het om op die fondasie van ons verlosser te bou. En doen dit met spoed, want hy sal sy seëning oor jou gebied. Almal wat hier sit, VVK, ek het 'n boodskap vir jou. Skrap al julle planne, dit gaan nie gebeur nie. Skrap dit nou. As julle nie vir my wil luister nie, Vader het dit vir my gesê. Skrap julle planne, want dit wat julle gedoen het en besluit het en beplan het en tot hierver gebring het, is buite die wil van ons Vader Skepper. En julle sal dit moet afvee van die tafel af. En hierdie manne wat nou hier sit, se hande vat. En daar's net een liggaam vir wie ons moet werk. Dis die liggaam van ons verlosser Jesus Christus. Israeliete ken hom as Yeshua. Ander mense ken hom iets anders. Maar dit gaan nie oor die name, dit gaan oor jou hart en my hart. As ons harte reg is, sal Vader ons help.